Hallo, hoi. Ja, dag 2 van vuil hare, soos julle kan sien. Anyway, ons het gister gepraat oor die genesis, begin van ouerskap en die journey. Vandag wil ek 'n bietjie praat oor die swangerskap deel en /geboorte / borsvoeding al dan nie. So met die swangerskap, dan kry jy nou daai mammas wat sê, swangerskap was vir hulle so lekker, dit was die beste deel, die ou magie, dit was vir hulle so lekker. Moenie met my kom kakkies praat nie, Susan. Jy het net vergeet hoe geswel jou voete was, hoe jy gewaggel het soos 'n pikkewyntjie, dat jy letterlik soos 'n WWE rofstreer gelyk het in die aand as jy moet omdraai van die een sy na die ander sy toe. Jy het net vergeet daarvan. En dan daai mense wat gesê het, kyk jou glow. Nee, Susan, dis nie jou glow nie, dis sweet, want ek vrek van die hitte. So, die van julle en jy kan nie koffie drink nie, jy kan nie wyn drink nie, dit is net, ek weet nie hoe daai mense dink dit is vir hulle lekker nie, maar die van julle wat dit geniet het en waarvoor swangerskap lekker was, by all means, kry dan nog enetjie. Maar vir majority en die naarheid, daar was van ons wat meer naar was as mense wat nou op Ozempic is. Dan moet jy weet hoe naar was mens. So, nee, swangerskap het was nie bedoel vir ons. Nie bedoel nie. Sien, daar wil ek nou weer cut and paste. Nie bedoel nie, bedoelende, dis nie altyd lekker vir almal nie, maar vir die wat dit lekker voor is, by all means, go, kry nog enetjie. Dan die geboorteproses, daaroor wil ek eintlik nie eers praat nie, want dit in itself iets 'n crime scene, letterlik, daar in daai area hieronder, whether dit 'n C-section is of whether dit normaal gebore is, dis 'n letterlike crime scene, amper sê ek Sheen. Ek sien Temu, Sheen, dis op almal se brein. In elk geval, ja, crime scene. So daaroor, dit is glad nie lekker nie. Niemand sal weet waardeur jy gaan nie. Niemand sal weet hoe dit voel tot jy dit actually deur is nie. Almal vertel vir ons van hoe dit die ergste pyn is en jy hormone afskei om te vergeet as jy normaal gekraam het. Dis ook 'n kakkie storie, dis nie die waarheid nie, jy vergeet nie, dit bly by jou, jy onthou daai pyn baie goed. So ja, dis die hele geboorteproses deel, en dit is op sigself die hospitaaldeel, although I'm not even gonna get into that, ek dink ons almal stem saam, daar is net 'n absolute, is 'n rowwe tydjie daai ene. Dan, die derde deel van die hele geboorteproses, sal ek dit nou maar noem, is die borsvoeding al dan nie. Each to their own, hoe lank jy wil borsvoed, hoe lank nie, of jy wil borsvoed of nie. Punt van die saak is, om die kind net gevoer te kry, is 'n mission. Ek persoonlik het geborsvoed, nie vir baie lank nie, en maybe probeer ek vir myself oortuig, ek het nie genoeg melk gehad nie. I don't really know if that was the case. Ek dink ek was net gatvol om soos 'n lopende melkkan te wees, en die heeltyd nêrens te kon gaan nie, want jou baba is die hele tyd afhanklik van sy food source, en ook om vir pappa elke keer die bail-out monopoly kaart te kan gee om te sê, ja, maar jy's die een met die boobies. So, en nie net dit nie, die mammas wat nou borsvoed of geborsvoed het, sal nou weet, as jy klaar geborsvoed het, nou, jou arme soos formidabele nommer kap C, eerste nasionaal, tweede nasionaal boobies wat jy gehad het, lyk na die tyd letterlik soos daai spurballonnetjies wat nou al vir 'n week lank in jou speelkamer lê, wat die kinders teruggebring het van die spur af, maar niemand speel eers met hom nie, maar hy lê daar in die hoek en hy is so verrompeld en verkrimpeld en hy is nou al so afgeblaas dat, hy lê maar net daar, die arme, eensamige, ousalige ballonnetjie. Dis hoe hulle dan lyk na jou borsvoeding journey. Ongeag hoe lank jy dit gedoen het. En ook jou nippels, soos dit is net, dis seer, dis nie lekker nie. Ek dink nie eers Ed Gein gaan 'n matrassie of 'n beltjie of iets wil maak met daai nippels as hy dit sien nie, want
dit is seer, dis rooi, dis net nie lekker nie. So ja, en nou, party van ons het mastitis gehad, met knoppe en met koolblare gelê, dat jy lyk soos 'n groentetuin en jy ruik soos 'n dooie koei en melk wat oral spat en spuit en dit was net om 'n kind gevoer te kry. En dan die wat bottels gegee het, by all means, dan moet jy kies wat 'n bottel werk nie, vat hy die bottel, vat sy nie die bottel nie, maak die bottel warm, maak hom koud, alles net vir melkies, om hulle melkies te kry en om hulle melkies in te kry. In elk geval, so daai deel was ook 'n bietjie van 'n shit show. So nee, die hele swangerskap deel, geboorteproses, borsvoedingproses, dit is rof, dis nie lekker nie. Die wat sê, borsvoed was ook vir hulle so lekker, hulle mis dit so, die borsvoed. You do you, as dit vir jou lekker was, dan asseblief, then do it, you go for it. My persoonlike opinie, it wasn't for me vir 'n lang periode, ek het dit gedoen, maar nie vir, jy kry maas wat each to their own, as jy dit doen, no judgment hier, tot die kind nou al kan laerskool toe gaan, maar as dit vir jou werk, dan doen jy dit. All I'm saying is, dit is vir ons almal, different keuses, different choices, different folks, but you do you, jy doen wat vir jou werk, jy doen wat vir jou gewerk het, en moenie laat enigiemand jou judge nie, moenie laat enigiemand vir jou sê, dis reg of verkeerd nie, moenie laat enigiemand vir jou sê, dit was lekker, as dit nie lekker is nie, as dit vir jou lekker is, dan is dit vir jou lekker, moet net, all I'm saying is, you do you, jy doen wat vir jou werk, wat vir jou gemaklik is, wat vir jou lekker is, en moenie skuldig voel nie, moenie laat enigiemand jou laat voel, die keuse wat jy gemaak het, is nie die regte keuse nie, of daar's 'n beter keuse, of daar's niks nie, want daar is nie. Jy doen letterlik wat vir jou werk. Okay, bye!